Soos wat julle ouens kon sien aan die begin van hierdie video, is ek mal oor Lego bou, nog altyd. Julle het gesien hoe lyk dit as die Lego treine hardloop. Dit gee vir my soveel vreugde om met Lego te speel. Sedert ek 4-5 jaar oud is ek mal daaroor. Maar weet julle wat? As jy Lego al 'n ruk het, is daar een van twee maniere wat jy Lego kan bou. Ek praat nou nie van daai as jy die nuwe stel Lego het en jy pak dit uit en jy weet presies waar al die blokkies is nie. Ek praat daarvan as jy Lego 'n ruk lank het. Die eerste manier om Lego te bou is as alles uitgesorteer is, soos op hierdie video wat julle nou hier kan sien, wat ek vir julle wys. En ook hier. Soos wat julle kan sien, hier is al die skuinsdakkies, hulle almal is bymekaar in verskillende soorte. Soos die plan waar volgens jy bou vir jou sê, jy moet 'n ronde enetjie of 'n skuinsjie soos daai gebruik, dan weet jy presies waar om dit te kry. Tweede manier om Lego te bou, is hierdie manier. Julle ken hom, nee. Dis die een waar al die blokkies net in een groot trommel is en dit vat jou 6 ure om een klein karretjie soos hierdie gebou te kry. Want alles is deur mekaar. Ek wil vandag vir julle ouens sê, julle maat sê by die huis, partykeer voel dit so met lockdown. Voel vir my asof alles net in een groot blik gegooi is. En so besluit ek en Chanel gisterand, maar ons gaan, uit al hierdie Lego wat van my pa se huis afkom, waarmee ek en my broer as kinders gespeel het, gaan ons vir Isabella 'n duikboot bou, 'n submarine. Maar nou is die interessante ding is dat hierdie submarine op die ou einde word grootendeels gebou uit die blik deur mekaar Lego wat julle gesien het, nê? Op die video net nou. Dis nie so maklik nie. Dit vat langer. Ons het dit egter nog steeds gedoen gekry. En julle ouens moet dit weet. Selfs al vat dit soms 'n bietjie langer, kan julle as maats weet, jy gaan nog steeds die eindresultaat kry. Nou wil ek vir julle wys hoe die submarine geëindig het. So dis hoe dit lyk. Dus julle kan sien. OK, nou gaan ek vir julle wys hoe hy uitgekom het. Let wel, vanoggend 1 uur. Baie lank gevat. Hy het presies uitgekom soos wat hy moet, behalwe vir 'n paar goed. Jy sal sien, ons kon nie die derde propeller kry, wat die duikboot aan laat aangaan nie. En hierdie dingetjie se bokant is nie nou geel of swart nie, hy is nou maar wit, want dis wat ons kon kry. En hierdie magneet is nie reg nie, en een van die vinne is weg. Maar die ding, in beginsel, werk nog steeds soos wat hy nog altyd gewerk het. Kyk daar. Hierdie dingetjie kan in en uitkom soos wat hy moet. Presies net so. Ons kon hierdie ding, kyk daar. Daai ding kan dit doen. Hierdie magneet kan nog steeds die dingetjie optel soos wat hy moet. Alles werk soos wat dit moet, al het dit net langer gevat. Kon ons doen wat ons moes. En ek wil hê julle ouens moet dit onthou, wanneer ons die volgende teksvers saam lees. Ek gaan vir julle lees uit Hebreërs 11 uit, wat praat oor hoe ons almal deel is van so baie gelowiges wat voor ons geleef het. Paas, maas, oupas, oumas, ouma grootjies, en almal het geglo dat God hulle verskriklik lief het. Almal het geglo dat God in beheer is. Daar is 'n spesifieke teksvers wat ek wil julle aan die einde van dit moet sien, wat sê, selfs al word daar van hulle getuig met soveel lof, wat hulle so mooi geleef het, het hulle nog nie die volëinding bereik nie. Want hulle bereik eers die volëinding as ons ook glo. In hierdie geskiedenis was daar tye wanneer dit moeilik was om dinge gedoen te kry. Ons kon nog steeds deurkyk en dit doen. Aan die einde van hierdie video het ek vir julle 'n Lego challenge en 'n Lego verrassing, wat ek glo julle baie gaan geniet. Wat is geloof dan? Dit is 'n vaste wete dat die dinge waarna ons uitsien, definitief en inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Dis juis op grond van hierdie geloof, wat hulle aan die dag gelê het, word daar so positief oor die mense van die vroeë tyd getuig. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer as Kain aan God gebring. God het Abel se offer aanvaar en daarmee bevestig dat hy die regte tipe mens is. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder om te sterf. Hulle kon hom net nie meer kry nie, want God
het hom weggeneem. Omdat hy geglo het, het Noag, toe God hom gewaarsku het, 'n ark gebou vir al die diere wat daarin kon gaan. Omdat hy geglo het, het Abraham weggetrek na die land wat God vir hom gegee het. Omdat Isak geglo het, het hy sy seuns geseën. Hulle name was Jakob en Esau. Omdat sy geglo het, het Rahab die spioene vriendelik ontvang toe hulle in die beloofde land ingekom het. Maar wat moet ek nog sê? Dit sal veels te lank neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, of dalk van Barak, of dalk van Moses, enige een van die karakters om wie ons lees in die Bybel. Daar's te min tyd om te praat oor wat hulle alles gedoen het. Hulle was verskillende mense, wat op verskillende tye geleef het, en God leer ken het, op heeltemal verskillende maniere, net soos ek en jy vandag. Maar soos wat julle uit daai storie uit kon hoor, is God baie lief vir ons. En hy wil altyd hê, alles moet ten goeie vir ons meewerk. Maak nie saak wat gebeur en hoe deurmekaar die lewe soms kan wees, om weer dinge aan mekaar te sit nie. Hy sal ons vashou en ons altyd baie, baie lief hê. Nou, die laaste verrassing waarvan ek julle vertel het. Die Lego Challenge is eenvoudig. Ek en my broer Anu sit met genoeg Lego planne om baie goeders te kan bou. En ek gaan nou vir julle 'n paar foto's wys van verskillende Lego planne wat ons het. Jy kan elke week kies watter een jy wil hê ons moet bou, en dan sal ek dit bou uit die boekies wat reggepak is natuurlik. En dan gaan ek dit bou en dan gaan ek vir julle 'n Bybelstorie vertel, gebaseer op dit wat daar gebeur. En ek gaan vir julle hele toneel uitbeeld en alles. Baie soos die treintoneel wat julle gesien het. Hier's 'n boot. Hier's 'n lughawe. Hierdie was een van my eerste Lego stelle, hierdie lughawe. Beautiful. Hier's Robin Hood. Men in Tights, die van julle wat daai fliek kan onthou, 1994, 95 daar rond. Hier's 'n brandweer kantoor. Ons het 'n paar brandweermanne in die gemeente. Ek dink dalk sal hulle stem vir een van hierdie's. En hier het ons nog so 'n ruimtebasis. So gaan kies. Hier is die foto's van al die stelle. Julle kan kies elke week wat ons doen. En soos wat ons dit bou, gaan julle sien hoe sit ons dit op die einde tussen die treine in en die toneel wat julle aan die begin gesit het. Om op die ou einde van hierdie hele reeks 'n groot storie te vertel van God se liefde en God se genade. Julle ouens moet 'n wonderlike week hê. Totsiens.